Hallo mense, ek is Koos van die Groot Karoo. Nou kyk, ek gaan nou vandag hier 'n onderwerp aanraak, heel waarskynlik omstrede, maar ek wil tog daaroor gesels. Dit gaan nou miskien klink asof dit 'n godsdienstige kleur het of 'n wat sê die Engelse religious kleur. Ek dink kyk, ons is in baie woelige tye, baie onsekere tye op die aarde. Wanneer mense die nuus kyk en jy kyk wat in die wêreld aan die gang is, jy kyk na die AI-ontwikkeling, nou maar net een ding te noem, en die geweldige goed wat aan die gang is, jy kyk in ons land, kyk, die wil nou nie politiek betrek by die besigheid, maar die korrupsie wat aan die gang is, dit geen mens kan die goed weer omkeer nie. Daar gaan 'n reset kom. So ek gooi nou 'n baie groot klip in 'n baie digte bos. Ek wil graag hê julle moet met my gesels en nie sommer alles net afskiet nie. Ek het al baie gelees, die afgelope 40 jaar lees ek oor die goeters. Praat met my, ons voer 'n debat daaroor as dit moet. Dit gaan oor die proses van die aarde en hier kom hy nou. Nou kyk, vandag het ek hier 'n baie interessante ding waaroor ek wil gesels, en dit is die proses van die aarde. Ek weet nie of julle daarvan gehoor het nie. Nou die proses van die aarde beteken 'n wobble wat die aarde op hom het. Nou hier is 'n aardbol. As jy nou die aarde se as verleng hier aan die noorde kant, dan het hy 'n wobble. Met ander woorde, soos 'n muntstuk wat jy op die tafel gooi wat so lê. Nou die wobble loop in die ronde, soos 'n wobble nou maar loop. Die wobble van hier regom tot weer hier vat 26.000 jaar. Nou 26.000 jaar is 'n lang tyd. As 'n mens nou vat volgens die Bybel, is dit van Adam tot waar ons nou vandag is ongeveer 6.000 jaar. Die 26.000 jaar is 'n lang tyd, soos ek sê. En 'n mens se lewe is mos maar kort. 70, 80, 90, 100 jaar. Nou die waarneming van die wobble, vergeweldige fyn waarneming van die sterrekundiges, die wetenskaplikes. As ek kan verduidelik, sê maar jy vat nou jou geweer en jy wil teiken skiet. Op 100 tree skiet jy op 'n kookblikkie. Nou dis so ver, is 'n baie klein teikentjie. Jy moet omtrent met 'n geweer met 'n teleskoop skiet. Nou sê nou maar jy lê nou aan en jy vat korrel op die blikkie en ek sê vir jou wag net so 'n oombliekie en ek skuif die blikkie 5 cm na links of na regs en ek sê vir jou kyk nou weer. Gaan jy heel waarskynlik op daai afstand nie daai verandering optel nie. Al deur jou geweer se teleskoop. Nou in die sterrekunde moet jy daai verandering met jou op 'n kilometer moet jy hom kan waarneem. Dit wys jou die fyn waarneming wat geskied om die wobble op te tel. Die as staan ons nou skuins. Hy wys elke 2166 jaar wys hy na 'n sterrebeeld in die lug, een van die beelde van die Zodiac. 2166 jaar wys hy na 'n sterrebeeld. Nou die Zodiac is mos nou die 12 konstellasies wat op dieselfde vlak as die planete lê. Ou Babiloniërs en die ou Grieke, hulle het die sterrebeelde die name gegee. Nou jou verbeelding moet omtrent oortyd werk en dis seker nie eens genoeg om die konstellasies te connect aan die diere of die tweeling of die kreef of wat ook wel is. Enigste een wat nou redelik baie herkenbaar is die skorpioen en dan miskien die bul, maar verder jy moet maar jou verbeelding baie gebruik. Net so terloops in skorpioen gepraat, dis nou winter, die skorpioen is baie prominent in die naghemel. Hierdie tyd van die jaar en in die somer is Orion baie prominent. Hulle twee lê aan die teenoorgestelde kante van die son. Die konstellasie waarna toe die as op die oomblik wys, is die visse. En hy is nou besig op die stadium in hierdie tye om oor te gaan na Aquarius toe. Visse dra baie simboliek. Kyk, as jy nou vat die afgelope 2000 jaar, as mens die eeu 2000 jaar van die kerk. Nou die Romeinse kerk het die 2000 jaar omtrent grootliks die wêreld regeer.
tot op hede vandag. Ek meen dit lyk nou miskien nie so nie, maar hierdie bekende kerke wat ons hier om ons het, waarna toe ons ook gaan, wat so baie raas oor die Rooms-Katholieke kerk, hulle is in elk geval maar indirek onder die Rooms-Katholieke kerk se mantel. Ek sal nog 'n dag daaroor praat. Die simboliek van die vis, as 'n mens nou die ou paus en die kardinale en die hoe sê die Engelse, die headgear, hulle hoede kyk, dis nie vorm van 'n visbek. Ons lewe nou in die eeu van die kerk en ons kan dit om ons sien. Die kerk is baie prominent. Nou die kerk het nou begin met die tyd toe Christus op aarde was en hy gaan nou weer tot 'n einde kom in hierdie tye. Ons is nou omtrent 2000 jaar wat verby is. En nou volgens die berekeninge van die sterrekunde is die 2106 jaar, as 'n ouder nou presies uitwerk, nou om. 'n Mens weet nie presies hoe die berekeninge was, is dit akkuraat, wanneer het hulle begin, het daar nie miskien foute gekom nie, maar soos dit nou lyk, volgens die wetenskaplike berekeninge van die proses van die aarde, is dit 2176. Nou ons trek nou by 2025. So, nou wanneer ou nou in die kerk sit, soos ek van kleins af, waar daar baie voor jou kop gegooi, vir al die laaste tyd, die eind van die dag, die dag wanneer die wêreld vergaan, en die dag wanneer die aarde met vuur en swaal vergaan, en hy goed kan jy alles in die Bybel lees. Ek wil nou dit so 'n bietjie anders stel. Kom ons praat liewerster van 'n reset. En in die verlede was daar 'n paar resette gewees. Minder dramaties en meer dramaties. Nou die reset, ons wag nou in, die vorige een was by die geboorte van Christus. Dit was meer 'n geestelike reset. 2000 jaar voor dit was daar in die Midde-Ooste, wat toe die beskaafde wêreld was en die geleerde wêreld, was daar ook 'n reset gewees wat die hele wêreld van daai tyd omtrent vernietig het. En dit was 'n klimaatsverandering in die Midde-Ooste, daar in die omgewing van die Tigris en die Eufraat. Daai is 'n baie ontwikkelde metropool gewees. Baie geleerde mense, baie hoë lewensstandaard. En toe kom er klimaatsverandering, die mense kon dit nie hanteer nie en die besigheid het niet gegaan. En voor dit van Noag, wat die hele wêreld tot niet gemaak het, en voor dit was Atlantis. So elke 2000 jaar gebeur daar so 'n ding, 'n reset, wat alles weer terugbring grond toe. Nou as ons nou om ons kyk, die chaos waar die wêreld in is, dan kan 'n mens kyk na al die goed en jy kan die reset verwag. Ek noem dit 'n reset, die Bybel noem dit nou vernietiging van die aarde, maar dit gaan daar meer op, dis nie die aarde wat vernietig word, dis hierdie stelsel wat op die aarde is, die ding wat die mens vir hom geskep het. Dit gaan tot niet gaan. Want ten spyte van die hoë tegnologie waarin ons nou lewe, en die geweldige landbouproduksies en die geweldige bevolking raak almal net armer, die misdaad neem toe, die ellende neem toe, die oorloë neem toe. En as jy na die goed kyk, en nou kom jy agter, alles is op 'n, hoe sê die Engelse, op 'n cam. Ons is nou op 'n plek, soos jy in die boek Daniël lees, waar by die verdubbeling van kennis, as 'n mens nou vat hierdie elektroniese goed wat hier staan, die dag wanneer jy dan koop, is jy klaar verouderd daar. Nou dit is waar die wêreld nou is wat tegnologie aanbetref. En hy is in 'n baie snel pas ontwikkel. Ek hoef nie te sê nie. As jy nou kyk, die AI goed, as jy hier op die rekenaar kyk, dan kan jy omtrent nie meer uitmaak wat is werklik en wat is AI nie. So goed is dit nou, maar nou is begin die mens met die mens eksperimenteer. Mense word gekloon en daar word proewe met mense gedoen, en dan begin die mens op die terrein van God oortree. En dit gaan nie toegelaat word nie. So alles moet teruggesnoei word tot op grondvlak, en dan moet die mense maar weer begin. Nou, ons praat nou van die eind van die tye en die eind van die aarde, en dan gaan daar nou weer 'n nuwe aarde kom. En hier in die Bybel staan nou geskryf van die nuwe aarde. Het praat daar nou van 'n 1000-jarige vrederyk, maar
Volgens die rekord wat ons het, lyk dit gaan ook weer 'n tydperk van omtrent 2000 jaar wees. Nou daar staan, dit gaan 'n tyd van vrede wees. Terwyl hierdie 2000 jaar waarmee ons nou amper aan klaarmaak is, 'n tyd van geweldige oorloë en geweld en daai tipe goed was, ek meen dit was oorlog op oorlog op oorlog, die wreedaardigste oorloë wat jy aan kan dink het plaasgevind. Nou die volgende 2000 jaar periode gaan 'n periode van vrede wees. Jy kan nou lees daar in Openbaring. En dan in die eind gaan die Satan weer gelaat word vir 'n kort tydjie om chaos te skep. Nou dit is maar weer dieselfde tyd soos dit nou hier gebeur het. Ons is die afgelope 200 jaar van die 2000 jaar, soos omtrent 'n tiende hier geweldige ontwikkelinge plaasvind. Veral die afgelope 30 jaar moet die rekenaars seker maar jou teen jou kop kap om te dink dat al die goed kan waar wees en dat dit moontlik is, maar dit is so. So dit gaan weer gebeur. Die mens gaan 'n tydperk vir vrede hê en dan gaan daar weer ontwikkeling kom. En die mens gaan weer opgaan en hy gaan op 'n plek kom wat hy begin oortree en hy gaan weer afgesny word. Nou soos ek sê, dit is nou heel waarskynlik nie ons moeilikheid nie. Maar dit is nou net so interessant, dit is waar die proses van die aarde inkom. Hy wys na 'n konstellasie toe vir 2000 jaar of wat, en dan gebeur daar sekere goed. En dan gaan hy oor na die volgende konstellasie toe, en wanneer die reset plaasvind, dan gaan hy oor na die volgende een toe, en daar in 1969 was daar 'n Engelse popgroep, Fifth Dimension. Hulle het 'n liedjie gemaak van The Dawning of the Age of Aquarius. Dat is 50 jaar gelede, 60 jaar gelede. So, dinge is aan verander en ons kan ons regmaak vir 'n reset. Is goed in die hemelruim gebeur wat NASA verwet, maar wat nou dig gehou raak vir die gewone mense. So, maak jou maar reg vir 'n baie kataklismiese reset wat ons gaan belewe. Soos al die resette maar deur die eeue baie kataklismies was, maar dit gaan 'n drastiese ding wees en hy gaan baie skielik gebeur sonder enige voorbereiding en ons niks daarin kan doen nie, en ons sal by die volgende een begin. Ek hoop nou julle verstaan wat ek sê, maar is nou baie jare se studie wat ek nou tot die gevolgtrekking gekom het. Dit is nie net my gevolgtrekking, ek vertel maar net oor wat baie ouens se navorsing. So, dit is die proses van die aarde, die wobble. Dis wat hy beteken.